Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 12 Maart, om die nuwe lewe te leef. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie dat u woord die lig in ons lewe mag wees. Liewe Vader, laat hierdie studie ons nader aan u bring. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Paulus se besorgdheid vir vrede en harmonie in die kerk word duidelik in die laaste verse van Kolossense 3 aangedui. In les 7 het ons reeds die vrede wat God kan gee in 'n sekere mate ondersoek. Anders as die Pax Romana, die Romeinse tydperk van vrede wat ongeveer 200 jaar geduur het en in 27 voor Christus begin het, is die Pax Christi 'n vredesbeweging wat na die Tweede Wêreldoorlog in die 1950s tot stand gekom het, nie 'n vrede wat van buite afgedwing word nie, maar 'n vrede wat ons van binne af moet beheer. Dit kan net gebeur indien Christus in beheer is. Lees Kolossense 3 vers 16 en 17. Wat spesifiek stel Christus in staat om in beheer te wees en watter rol speel musiek daarin? Ons lees Kolossense 3 vers 16 en 17. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God, die Vader, deur hom. Kolossense 3 vers 16 en 17. Die taal is baie beskrywend. Dit beskryf die woord van Christus wat in ons 'n tuiste vind. Dit gebeur wanneer ons die Bybel aandagtig lees en God se wysheid leer ken. Blykbaar, hoewel die Griekse teks ietwat onduidelik is, speel musiek 'n belangrike rol om ons te leer en vermaan, Kolossense 3 vers 16. Maar nie sommer enige musiek nie. Paulus gebruik baie spesifieke terminologie, beide hier en in Efesiërs 5 vers 19, wat sê psalms en lofsange en geestelike liedere. Alhoewel ons nie absoluut seker kan wees nie, blyk dit dat daar 'n onderskeid gemaak word hier tussen die bestaande Ou Testamentiese versameling van psalms en 'n groeiende Nuwe Testamentiese versameling liedere. Geestelike liedere kan 'n meer algemene benaming van enige loflied wees wat in verband staan met die geestelike lewe of die kerklewe. Die woorde van die liedere dien as middel om in die waarheid onderrig te word en om instruksies oor te gee oor hoe om die nuwe Christelike lewe te lewe. Baie van die beroemde liedere van die afgelope paar eeue het kragtige opbouende boodskappe van hoop en versekering gebring wat so nodig was in 'n wêreld waardeur ons almal so maklik afgebreek kan word. Musiek se invloed is kragtig. Dawid se harpmusiek het 'n kalmerende effek op koning Saul gehad. In 1 Samuel 16 vers 23 lees ons: En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand, dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom. Maar toe Dawid sy opponent geword het, het Saul se woede en haatdraandheid meer geword. 1 Samuel 18 vers 10 en 11 sê vir ons: Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê: Ek wil Dawid teen die muur vassteek. Maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. Kalmerende klassieke musiek het al klinies bewys dat angs daardeur verminder word, breinfunksie verhoog word, spanning verminder word,
dat dit help met pynverligting en dat samesyn bevorder word. Wie onder ons het nog nie self die kragtige invloed wat musiek, goed of sleg, op ons emosies en gedagtes kan hê nie? Musiek, die regte musiek, kan ons geestelik ophef. Ons word vertel dat wat ons ook al doen in Kolossense 3 vers 17, doen alles in die naam van die Here Jesus. Kan jy opreg sê dat jy dit doen? Indien nie, hoe kan jy verander? Dit wil sê, wat moet jy ophou doen as jy dit nie in die naam van die Here kan doen nie?